Hi, goeiemôre. My naam is Johan van Zyl, oogkundige, en vandag gaan ons nou praat oor iets wat eintlik nie heeltemal 'n tradisionele oogkundige se veld is nie. Dit is vestibulêre rehabilitasie. Nou, jy kan vra, hoekom, wat gaan aan, wat soek 'n oogkundige nou met iets wat gewoonlik die fisioterapeute doen? Nou, dit is hoekom ons nou vandag nou 'n lekker gesprek gaan daaroor hê, want al die tipe goed, né, duiseligheid, vertigo, al die tipe goed het met my gebeur na my retina loslating en veral nadat ek my enkel geswik het. So, welkom by my kanaal, my subscribers, pasiënte, visionaries, en kom ons praat 'n bietjie vandag oor duiseligheid. En veral gefokus natuurlik, wat 'n duiselig uit te waai nou so half met jou oë, want hoe kom die twee bymekaar? En daaroor gaan ons nou vandag praat. Welkom hierso, en kom ons begin by die begin. Hoekom kry 'n mens duiseligheid? Nou, ek gaan nie vandag praat oor die redes nie, daar's baie redes, maar as jy nou by die dokter was en die dokter sê, luister man, daar's niks ernstig fout met jou nie, maar dis half een van daai dinge wat kom en gaan, party dae voel jy nie lekker nie, ander dae voel jy bietjie dronk, of as jy so half in 'n winkel ingaan en die ligte skyn, so dis so half onverklaarbaar. En partykeer kan jy selfs so half 'n laaggraadse dubbelvisie hê, of jy voel jy kop moet beweeg. Al hierdie goed het te doen met mekaar, en dit het te doen met jou ore en jou oë wat nie lekker kommunikeer of nie saamwerk 100% nie. En dit is hoekom ek vandag hierdie video gaan doen, want al die goed het met my gebeur, en toe kom ek agter dat fisioterapeute doen so half die fisio goed, en hulle doen die vestibulêre rehabilitasie, en in my opinie is daar sekere aspekte wat nie korrek gedoen word nie, daar sekere goed wat hulle nie weet van die oë nie, en van die oogkundige se kant af, ons fokus natuurlik nou weer op oë, binokulêre visie, hoe werk jou oë saam as 'n spannetjie, maar daar's nie vir my, lyk my, iemand wat so half al twee doen nie. Daar's nie 'n professie wat so half verstaan van fisio en die oogkundige kant nie. En as dit kom by duiseligheid, hierdie onverklaarbare duiseligheid of vertigo, oogprobleme, eyeball awareness, dan is dit baie keer daai twee sisteme, jou vestibulêre stelsel en jou visiestelsel, wat nie lekker saamwerk nie. En hulle noem dit die vestibulêre okulêre refleks, VOR. En dit is krities belangrik, regtig krities belangrik vir jou om as 'n persoon gemaklik deur die wêreld te loop en te beweeg, sonder dat jy eintlik als enigiets daaroor dink. Nou, wat doen ons by die praktyk? As ons nou 'n pasiënt inkry, en ons doen nogal baie pasiënte deesdae, miskien omdat ek nou so half my eie probleme moes uitsorteer, sien ons nogal baie pasiënte wat sukkel met binokulêre visieprobleme, en natuurlik, dit gaan eintlik so hand in hand met hierdie vestibulêre probleme, hierdie balansprobleme, duiseligheid, vertigo, al hierdie tipe goedjies. Nou, wat ons heel eers doen as ons die pasiënte sien, ons doen natuurlik nou 'n goeie gevalle studie. En as ek vir mense sê, jy weet, werk die probleem, dan sê ek sommer nou vir jou, gaan daarso na die iStore toe of na die Google Play Store en gaan kry vir jou 'n ding genaamd Day One. Dis so 'n dagboek app, en werk die probleem. So, want baie keer die goed kom en gaan, daar's altyd gewoonlik 'n trigger of so, en dit kan weggaan en dan weer terugkom, maar jy wil weet wat gaan aan. En partykeer dan gaan dit weg vir 'n jaar of 2, en dan kom dit terug, en dan het jy al vergeet wat jy gedoen het 'n jaar of 2 gelede om die probleem uit te sorteer, né? So gaan hou 'n dagboek. En dan sê ons vir die pasiënte, jy weet, medikasie, al die tipe goed speel 'n rol, maar ons sê vir ons pasiënte heel eerste, sorg dat jy 'n goeie gesonde leefstyl het, né? Lekker kleurvolle bord kos, doen jou oefening, as jy kan swem, maak seker dat jy jou ore beskerm, doen die normale goed,
En baie keer dan help dit al klaar. Maar nou het jy nou al daai goed gedoen, jy was nou al miskien vir vestibulêre rehabilitasie by die fisioterapeut en dinge verbeter nie. En ons sien baie van daai pasiënte, want as daar 'n binokulêre visieprobleem het, as jou twee oë nie presies ordentlik saamwerk nie, en dit kan enigiets wees van 'n laaggraadse vertikale foria, waar die twee oë nie op die regte plek punt nie, en daarvoor het jy 'n klein vertikale prisma nodig, né? En by sekere pasiënte, so min is 'n halwe vertikale prisma veroorsaak 'n fantastiese refleks by hulle. Hulle voel onmiddellik beter net met die klein prisma. So jou oë het nie 'n baie sterk vermoë om saam te smelt, om twee beelde saam te smelt op die vertikale vlak nie. Maar jou oë is nogal redelik sterk om dinge so saam te smelt. So as jy kyk na wat se tipe binokulêre visieprobleme kan dit nou veroorsaak, is dit nou gewoonlik vertikale foria, konvergensieprobleme net soveel, en natuurlik as jy ook sukkel met die twee oë wat nie lekker ewe sterk is nie, of jy vind dat baie keer dat jy 'n koptilt, dit dui ook aan oor binokulêre visieprobleme. So as jy 'n onderliggende binokulêre visieprobleem het, dan wil ek amper vir jou sê, jy kan nou maar vestibulêre rehabilitasie doen, dat die visies bewe, maar dit gaan nooit 100% wees nie. So die ore en die oë werk saam. Nou hierdie video gaan fokus oor wat jy kan doen sommer by die huis om te kyk hoe jy jouself kan help. Natuurlik, dis altyd raadsaam om 'n spesialis te gaan sien. As jy in die Kaapse omgewing is, kom kuier sommer vir ons. Ons doen nogal baie van die tipe probleme. Maar jy wil altyd weet dat hierdie vestibulêre probleme is nie 'n neurologiese probleem nie. Daar's iets onderliggend wat ernstig is nie, heel eerste. So ons sê altyd gaan kuier vir jou oor, neus en keel spesialis, en as ons nog steeds nog nie reg gekom het nie, heel waarskynlik dan sou ek sê dit kan miskien dan 'n binokulêre visieprobleem is, en dit is waaroor ons hoofsaaklik nou gaan gesels oor in die video. Nou, hoekom gebeur dit? So ek sê daar is 'n baie direkte verbintenis tussen die oorstelsel, want daar's hierdie kanaaltjies in jou ore, en soos wat jy beweeg en jou kop beweeg, dan beheer die ore letterlik die oë. Nou dis crazy om te dink dat jou ore jou oë beheer, en daar's 'n paar toetse wat ons sommer op ons pasiënte dan doen, as ons nou wil kyk of daar wel 'n probleem is. Is die probleem meer vestibulêr of is die probleem dalk meer binokulêr? Maar voordat dit nog gebeur, baie keer wat ons van vir die pasiënte sê, as hulle 'n afspraak maak of hulle inkom, dan sê ons vir hulle dan, kom ons kyk net 'n bietjie, ons neem so half 'n maatstaf van hoe jy vandag voel. Jy is nou vandag hierso, en ons begin sommer met hierdie vorm gewoonlik. So die vorm se naam is die Dizziness Handicap Inventory, en hier gaan jy nou 'n klomp, en jy kan dit gaan Google, maar hier gaan jy 'n klomp vrae moet antwoord oor hoe jy voel, en dit laat 'n mens nogal presies dink van wat gaan aan met my, hoekom voel ek so, kyk 'n bietjie na die vrae, en daar's 'n hele klomp interessante vrae daarso. Does looking up increase your problem? Nou dis die eerste vorm wat ons gebruik, en dan is daar 'n spesifieke vorm ook wat net op toepassing is van die visie, en die vorm se naam is die Visual Vertigo Analog Scale. So hierdie vorm hierso gebruik ons om net te kyk spesifiek na die visie gedeelte. Die visie gedeelte, en as ek net gaan my bril opsit, en hoekom ek nou 'n bril moet gebruik vir naby kyk, is dat ongelukkig my operasie vir my retina loslating het my bysiendheid weggevat. So kom ek lees gou vir julle 'n paar van die vrae wat die pasiënte moet beantwoord. En dit is op 'n skaal van 0 tot 10. En die eerste vraag is dat walking through a supermarket aisle, hoe voel jy as jy deur die checkers loop?
Hoe voel jy as jy deur 'n Pick n Pay loop, maar al die ligte in die helder goed, né? Hoe voel jy? Die volgende is, as jy 'n passasier is in 'n voertuig, as jy beweeg, hoe voel jy dan? As jy onder fluorescent ligte is. Nou deesdae kry jy nie meer fluorescent tubes in Suid-Afrika nie, maar hoe voel jy? As jy verkeerdoppe by 'n verkeerslig, as jy deur 'n shopping mall loop, as jy deur die mall loop, as jy afgaan met een van die roltrappe, as jy gaan fliek, hoe voel jy? So hierdie is 'n baie eenvoudige vorm waar ons spesifiek so half kan dan die eerste dag as jy inkom, dan kan ons kyk na hoe voel jy? Wat is jou algemene waarnemings en wat lekker is dit laat jou dink oor wat gaan aan met jou, wanneer is die probleme as sulks. Dan die volgende moet ons ook doen is, ons kyk sommer die heel eerste dag, né? En as jy 'n iPhone het, dan gaan kyk ons spesifiek na jou walking asymmetry. So ek het al baie daaroor gepraat. En hierdie is 'n uitstekende maatstaf van as jy enige tipe duiseligheid het of onderliggende binokulêre visieprobleme, vertigo, daai stap, hoe jy stap, jou foon meet hoe jy stap. En dit weer eens is 'n uitstekende maatstaf. Maar as ons nou die goed gedoen het en ons begin nou oortoets, wat toets ons dan spesifiek? So een van die toetse wat jy sommer by die huis kan doen, hulle noem dit 'n gaze stability toets. So wat gebeur as jou ore mooi werk saam met jou oë en hulle beheer jou oë? As jy dan vir 'n ding kyk en jy maak so, dan behoort my nek kraak so 'n bietjie vanoggend. En jy maak so, dan behoort daai teiken duidelik te bly. Maar as jy 'n onderliggende vestibulêre probleem het en jy maak so, dan gaan jy vind dat daai teiken dalk baie keer 'n bietjie dof raak. So ons gee sommer nou so een van ons toetskaarte vir die dokters en dan vat hulle hom nou sommer teen hulle muur of ons het ons eie toetskaart en dan baie keer dan sê sommer vir die pasiënt nog voor ons begin oortoets, ons sê vir hulle kyk na die kleinste wat jy kan sien. So kyk na die kleinste ry, so druk maar vir jou ietsie uit of vat sommer jou foon, sit iets, 'n skrif op jou foon, staan terug, hou hom gelyk. Kyk daar, kyk wat is die kleinste ry lettertjies wat jy kan sien, bly vir hom kyk en doen eenvoudig dit. Nou, as jou vestibulêre stelsel reg werk, dan behoort daar geen verskil te wees in jou kwaliteit visie nie. So ons noem dit die gaze stability test of natuurlik die dynamic visual acuity test. Dis die name van hierdie toetse, dat ons kan net kyk, is jou visie nog konstant? Nou die ander manier is baie eenvoudig as sulks. So jy hou sommer 'n pen voor jou en as jy die pen voor jou hou, dan hou jy jou kop stil en dan bly jy kyk nou sê maar vir die pen en jy behoort te sien teen hierdie spoed dat die pen so half bietjie dof word, want as jou kop stil hou en jy beweeg net jou oë, dan verloor jy klein bietjie, jou oë kan nie daai pen of in hierdie geval hierdie balletjie, hy kan hom nie goed genoeg volg nie, terwyl jy teen omtrent daai spoed is, dan gaan jy sien daai ding raak dof. Maar as jy nou die omgekeerde doen, en dit is waar die vestibulêre stelsel jou oë laat smooth, hy laat hom gelyk loop soos wat jy beweeg, soos 'n gimbal, ons almal weet wat deesdae is 'n gimbal, jy sit jou selfone in en dan loop jy rond met jou gimbal en alles is mooi stabiel. Nou daai gimbal doen eintlik die werk van die vestibulêre stelsel. So as jy nou rondloop met jou selfoon en jy het een van daai gimbals in en dan loop jy mooi rond en die gimbal stabiliseer die selfoon. En dit is wat jou vestibulêre stelsel doen vir jou visie. So nou kyk ons na die volgende. Ons sê vir die pasiënt, hou jou kop stil en maak eenvoudig net so en dis onmoontlik dat die pasiënt daai teiken gaan duidelik in. Ons het gewoonlik sommer so 'n PD-ruler noem ons dit, met sommer so 'n mannetjie op 'n verdriehoek wat ons gebruik. Maar as jy die omgekeerde doen, as jy nou jou kop as jy daai ding nou stil hou, pas om beweeg en jou kop so maak,
dan gaan jy sien daai ding behoort presies 100% duidelik te bly, want nou is daai beweging van jou kop onder beheer van die vestibulêre stelsel. So as daai twee goed nie dieselfde is nie, dan het jy heel moontlik 'n vestibulêre probleem. En baie keer hierdie vestibulêre probleem so half spoel oor na jou visie toe en jou visie se binokulêre probleem spoel oor na jou vestibulêre probleem. As die fisioterapeute vestibulêre rehabilitasie doen, dan gebruik hulle nou hierdie manier. So hulle sal vir die pasiënt byvoorbeeld sê, hou jou kop stil en dan volg jy nou die balletjie op, weet of jou pen en jy volg hom af en jy hou jou kop stil en dan gaan jy nou links en dan gaan jy nou regs en dan natuurlik dan beweeg jy jou kop. So jy hou die ding nou stil, dan gaan jy af met jou kop, op met jou kop, kom terug stadig, gaan die kant toe en gaan die kant toe. En dit is 100% korrek. Maar soos ek in my vorige video's al gesê het, jy het nie net oogspiere wat een oogspier wat links en regs gaan nie, of twee wat op en af gaan nie, nee. Jy het twee wat links en regs gaan, so jy het een oogspier wat die kant toe gaan, een oogspier wat die kant toe gaan, maar bo het jy twee oogspiere in elke oog. Ons noem dit die obliek, die skynsoogspiere. Nou vir enige tipe oefening waar jy op en af gaan, gebruik jy al twee daai oogspiere, maar nie een van daai twee oogspiere word eintlik gebruik in sy primêre rigting waar hy werk nie. So as ons nou ons pasiënte kry vir vestibulêre rehabilitasie en spesifiek as ons kyk na visuele komponent van dit, die binokulêre komponent, dan is daar eintlik net een. Daar is net een oogoefening wat ons al ons pasiënte laat doen. En dit is die kruisoefening. So vir meer inligting op my oogoefeninge, gaan kyk na my video daarso, eye exercises for seniors. Wat is die kruisoefening? Nou die kruisoefening weer eens, jy hou jou kop stil en dan kyk jy nou links en jy kyk regs. So jy doen dieselfde as wat jy sou gedoen het by die fisioterapeut en jy hou jou kop stil. So dis nou, ons noem hierdie oefening links en regs die halwe kruis. Dan doen jy ook op en af. So jy doen dan nou jou kop stil en jy doen ook op en af soos die fisioterapeute dit sal doen. En dis 100% korrek. So ons noem hierdie oefening die volkruis. Maar dan sit ons 'n derde komponent by in die praktyk. Ons noem dit die dubbelkruis. So dis nou die halfkruis links en regs en doen dit nou soos jy as jou kop stil hou en as jy die teiken stil hou en jou kop liggies beweeg, né? En dan weer eens as jy dan jou kop stil hou, jy kyk op en af en dan hou die teiken stil en dan beweeg jy jou kop op en af. Maar dan dis die halfkruis, die kruis en dan die dubbelkruis, nou teiken ons daai kantoogspiere, die obliques. En hierdie oogspiere is juis verantwoordelik vir al hierdie laaggraadse vertikale forias, vir enige torsiebewegings, as jy jou oog moet draai, as jy jou kop moet draai, al daai torsiebewegings, en is ook belangrik as jy konvergensie doen. So al hierdie tipe oefeninge word gebruik om die binokulêre stelsel te versterk, sodat daai probleme van jou binokulêre stelsel nie oorspoel na jou vestibulêre stelsel toe nie. So die kruisoefening, die dubbelkruis is spesifiek, jy hou jou kop stil en dan kyk jy hierso in die omgewing, sê maar hierso so tussen 10 en 11 en dan kom jy af hier onder toe, gaan terug na die middel toe en dan gaan jy weer op hierdie kant toe, hou hom daar en dan kom jy nou weer af die kant toe en hou hom daar. En baie keer as mense dit die eerste keer doen, dan voel hulle nogal 'n bietjie weird, né? En ons sê altyd vir ons pasiënte, jy begin die ding doen as jy sit. So al ons oefeninge, jy sit eers. Want as jy sit, dan het gravitasie nie so 'n groot invloed op jou nie. Maar as jy die goed doen, dan die volgende stap is jy doen die goed nou, soos ek sê, natuurlik die volgende een is jy jou kop stil, jy jou teiken stil en dan beweeg jy so half so en so, kom terug en dan gaan jy so
en dan weer so. So jy doen ook die obliek, die kante met jou kop wat beweeg. So die heel eerste is kop stil, beweeg die teiken, dan die tweede gedeelte van elke oefening is dan hou die teiken stil en beweeg jou kop. En dit doen jy nou net as jy sit. Dan doen jy dit as jy staan. En ek sê vir mense, as jy begin, dan staan jy maar so half in 'n hoek, dat die mure so half by jou is, want partykeer kan jy nogal redelik duiselig raak, so wees versigtig vir dit. Ek praat nou nie vandag spesifiek oor wat se ander vestibulêre voorstel ons het vir ons pasiënte as dit kom by suiwer vestibulêre rehabilitasie nie, maar hierdie is ons unieke praktyk oplossing vir duiseligheid en vertigo. So heel eerste, gaan kyk net eers, net vinnig opsommend, gaan kyk net eers dat alles reg is, dat daar nie 'n ernstige probleem is nie. En dan as jy dan hierdie onverklaarbare kom en gaan vestibulêre probleme het, né, maak seker, is dit 'n vestibulêre probleem of is dit 'n binokulêre probleem? As dit 'n suiwer vestibulêre probleem is, onthou altyd, drink genoeg water, drink jou olies, drink jou omega-3's, jou olyfolietjies, want daai balletjies in jou ore, veral as jy oud word, né, daai balletjies kan partykeer vassit. So daar's verskillende maniere hoe jy daarvoor ook kan toets. Ek het 'n video daaroor gemaak. Ek praat nou onder andere van die Romberg toets of die Epley manoeuvre, wat ons partykeer vir ons pasiënte ook verduidelik. En dan partykeer dan my vrou het dit gehad, sy het 'n Epley gedoen en letterlik binne 'n halfuur toe sy 100%. So toe daai balletjie net ergens vasgehak. Maar onthou water, vloeistof, jy weet daai balletjies in jou ore, hulle soek lubrication. So bepaal dan, is dit 'n vestibulêre probleem meer of is dit 'n okulêre visie, 'n binokulêre visie probleem. So ek sê ons fokus in die praktyk is hoofsaaklik binokulêre visie rehabilitasie, maar ons vind tog dat daar baie pasiënte is wat vestibulêre probleme of rehabilitasie het, maar die probleem is nie eintlik suiwer vestibulêr nie, dit is meer binokulêr. En so ek sê, my ondervinding is dat jy kan 'n Massari Maré-fluit, as jy nie 'n binokulêre probleem oplos nie, dan gaan jy nooit jou duiseligheid in vertigo 100% oplos as sulks nie. Jy is welkom om my te kontak. Een van die dae gaan ons 'n online portal hê waar ons kan online konsultasies ook doen. Maar vir enige navrae, voel gerus, jy Google maar net J.J. van Zyl optometrists en ons sal daar vir jou kan help. Dankie vir jou tyd en lekker dag verder.